Liefdevolle Vader, ons is dankbaar dat ons in die huis is. Ons is dankbaar dat die woord vir ons gegee is. Ons is dankbaar dat ons na U toe kan kom en berusting en vergifnis kan kry by U. Gee dat ons U sal eer, loof en prys. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Ons sit net my PowerPoints nou op asseblief. Die blikbrein het gaan staan. Ons skriftuur vir vanoggend kom uit Filippense 2 vers 7. Maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mens gelyk te word. Dankie, Gideon. Ons baie welkom by ons erediens vanmôre. Kom ons sing saam van lied nommer 84. As 'n seun van
vra waar dit moontlik is, dat jy saam sal neerknie. Ons Vader in die hemel, die kinders het gekom om deur die Gees ingevul te raak vandag. Dankie dat U reeds hier is. En dankie dat U soveel liefde op die kinders uitgestort het. En dankie dat ons so bemoedig is deur die kruisdood van Christus. En dat ons daardie belofte van versoening aangeneem het. En dat dit ons pad verlig, nie net vir nou nie, maar vir die toekoms ook. Dankie ook Here dat ons die volgehoue voorreg kan geniet om elke dag met U te wandel. Ek bid Here dat U ook hierdie erediens sal neem, dat U dit sal seën en sal rig, en dat U vir broer Sydney sal aanraak, sy woorde sal wees, en ook hom sal laat verdwyn, en dat ons sal hoor wat U vir ons wil sê. Ek bid ook vanoggend Here vir elkeen van ons mense wat siek is, die wat nie wel is nie. Bid ook Here vir die omstandighede rondom François se afsterwe. Here dat U ook die familie sal bystaan en dat U elkeen wat na aan hom was ook sal versterk. Dat U ons as gemeente sal versterk en dat ons sal weet, Here, dat die dinge wat ons rondom ons sien gebeur, dat dit wys na die einde van tyd. Help ons om vas te staan in die geloof en om nie te wankel nie. Want ons staan op die belofte van Jesus Christus, dat hy sekerlik sal kom, nadat hy vir ons plek berei het, sodat ons kan wees waar hy is. En ons bid hierdie dinge, nie omdat ons dit verdien nie, maar in Jesus se naam. Amen. Ons dank U, Hemelse Vader, vir die voorreg wat ons het om te kan gee. Wil U die tiendes en offergawes seën asseblief, en mag dit gebruik word tot uitbreiding van U koninkryk hier op aarde. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ons diens voor te sit, en ons saam lied nommer 82 sing. Now
En ons almal sien wat op hierdie masjien aangaan. Ons sluit met ons oë. Here, ons wil U loof en prys vir die seëninge wat ons elke dag uit U hand ontvang. Gee dat die woord tot eer en verheerliking van U sal wees en tot verduideliking van U beloftes in U woord. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Waar begin 'n mens as jy begin twyfel aan jouself? Die skriftuur vanoggend kom uit Filippense 2:7, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mens gelyk te word. Ons is mense. Hoe leer ons? Dit ervaring. Ervaring. Toe ek begin dink het oor die saak, ek het so week of 3 terug, maand of 3 terug, het ek eendag die opmerking gemaak, wat is geloof? Ek het by myself begin dink, wat is geloof? Waar kom dit vandaan? Hoe ontstaan dit? Reddit is ook een of ander AI ding wat jy deesdae op die internet kry. Sê vir ons, die woord wat ons as almal as identifiseer as die Bybel, is die volgende. The Old Testament or the Hebrew Bible originated as a mix of ancient oral traditions and written texts. So die Bybel word vir ons gegee as oral traditions, oorvertelde stories, en iemand het dit neergeskryf. Dis die Ou Testament soos wat ons hierso lees, Hebrew Bible, Old Testament. Weet julle wat daar staan? Kan julle dit lees? Nee. Wat daar staan is die volgende. Dis ek. Is dit nie Lawrence Smith? Of soos hulle sê, jou voorletters, SLS. So dit wat daar staan is SLS. Maar in cuneiform formaat. Ons almal kan net geleer om te skryf, né? Ons het almal geleer om te lees. Kon ons dit lees? Nee. Hoekom nie? Want volgens hulle, nou dis die mense daar buite, sê vir ons die volgende. Sumerian created cuneiform script over 5,000, hoor nou wat ek sê, 5,000 years ago. It was the world's first written language. Ons leer deur oorvertelling van verhale, tradisies en dan neergeskrifte teks. Dis waar ons die woord vandaan kry, stem ons saam. Dis wat daar buite staan. Maar die eerste
skrifte wat hulle gekry het in die geskiedenis en die argiewe, as ons nou teruggaan in die, wat noem hulle hierdie ouens wat so in die grond grou? Argeoloog. Die ouens wat die argeoloog is, sê vir ons, it was the world's first written language. Cuneiform was written on clay tablets that were baked in kilns that hardened them. These tablets were the primary media for everyday written communications. Met ander woorde, kontrakte, briewe, ons skryf mos nie meer nie, ons is mos deesdae ons het tegnologie, né? So ons tik. Wie van ons het tik op skool geneem? Nie ek nie. So ek tik, julle al gesien tik 'n man, hy tik so. Ek het almal geleer om hierdie vinger te gebruik, want dis jou spacebar. Of hierdie ene, dis die spacebar. Maar hierdie hulle sê hulle hierdie het hulle die mense 5000 jaar terug het hulle dit geskryf op kleitablette wat sag was, en dan het hulle die moeite gedoen om dit in 'n oond te gaan sit om dit te bak sodat dit kan hard word, dat dit nie kan beskadig word nie. Dan bring ek my terug na my voor wat ek gesê het. Ons leer deur oorvertelling en geskrifte wat neergeskryf is. Nou sê die mense daar buite, die argeoloog, die mense daar buite, sê vir ons, die Bybel wat ek en jy vandag het, wat vir ons sê die woord van Christus is, dit wat deesdae beskikbaar is daar buite, is they are mostly scraps of animal skins and papyrus. Vir ons kinders wat weet julle wat papyrus is? Is 'n vorm van papier wat gemaak was baie jare terug. Waaruit word papier gemaak vandag? Hout. Hulle daai tyd het hulle nie noodwendig hout gebruik nie, maar dis papier wat hulle gemaak het. Maar nou sê hulle 90% daar just fragments nou. Aan die ander woorde, daar's net gedeeltes van die boeke wat geskryf was. Ons leer deur te hoor, te luister, te sien en neer te pen. So ons leer dit. Maar hierdie geskrifte is 2000 jaar terug wat hulle dit geskryf het. Scribes set down their words in Hebrew, Aramaic and Greek. Ons kan almal Hebrew, Aramaic en Greek praat, né? Nee. Dis Grieks, né? As jy vir jou vra, kan jy Grieks praat? Dan praat jy, nee, dis Grieks vir my. Okay. 2000 jaar terug. Wanneer was die eerste geskrifte gewees? 5000 jaar terug. So met ander woorde, 3000 jaar later is dit die geskrifte wat daar was. Kan ons dit lees? En vra ek jou met trane in my navy blue eyes, hoe daai mense geleer om dit te lees. Die teks sê vir ons, hierdie tekste wat neergepen is, sê vir ons dit. In die begin was die woord, en die woord was waar by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God, en alle dinge het deur hom ontstaan. En sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Jesus Christus, die skepper, waarna verwys word in Johannes 1 vers 1 tot 3, het vlees geword. Ons leer deur te sien. Julle daai linkerkantste prentjie, wat's dit? Dit lyk vir my soos 'n
klomp sand. Ek weet die eerste oomblik toe ek dit gesien het, die eerste reaksie wat ek gehad het, Jesus, dit lyk nou nogal baie oulik, lyk so sandkorrels wat hulle so, het julle die goeie al gesien wat hulle so met sand maak, wat hulle so vibreer, en dis die, maar die interessantheid van dit is, as jy kyk na die regterkantste een, dis die gedeelte wat sien. Dis die gedeelte wat sien. Maar wat sien? En wat sien dit? Maak dit enigsins sin as jy kyk na dit, dat dit is die klasie, dit word geklas as die oog wat kan sien. Julle hoor almal vandag terwyl ek praat. Dis wat die klanke maak. Lyk dit soos iets wat kan klanke maak? Maak dit sin as jy kyk na die fisiese wat ons vandag vir ons bekend is? Onthou, as ek na my vorige slides toe gaan, daar was dat staan, hoe leer ons? Deur te sien, te hoor en neer te skryf. Hoe hoor ons? Deur dit te gebruik. Die persoon wat die oorvertelling doen, die oorvertelling van die oral traditions, dis waar dit vandaan kom. Dis oral traditions. Dis nie so baie mooi nie, ek het gehoop om dit beter te maak. Dis 'n oor. Die kanale, die buitekant, hierdie goed, ons praat ons altyd, as jy nou party, jy kry van hierdie ouens wat sulke bietjie, sulke waanhuisdeure het. Die oorskulp is 'n bietjie wyd. Ek weet, ons het iemand gehad wat sy ma sy ore so vasgeplak het met sellotape. Jy het ook so iemand gehad op skool. Want hy het sulke masjiene gehad. Hy het duidelik gehoor. Maar as jy gaan kyk na die anatomie van waarna ons kyk, maak dit sin om te sê dit is waarmee ons hoor. Die geskiedenis wat vir ons geleer word deur dit vir ons bekend gemaak. Ons weet almal wat dit is. Dis waar jou geloof sit. Dankie, Harry. Dis 'n prent, 'n weergawe wat vir ons gegee word van dit. Jesus het vlees geword. Dit was deel van hom gewees. Dis waar ons geloof ontstaan. Dis waar ek en jy ons betekenis vandaan kry. Maak dit sin. Dis 'n sel wat gekoppel is aan 'n ander sel en baie duidelik nie fisies gekoppel nie. Daar's spasies, daai punte waar die kommunikasie plaasvind, is nie aan mekaar nie. Dis weg van mekaar af.
En dan gebeur daar goeters wat daar plaasvind, dat daar chemikalieë afgeskei word, wat hierdie goed met mekaar laat praat. Maak dit sin? Ek het 'n ander prentjie uitgehaal, dit vir my 'n bietjie grous gelyk. Ek het oorspronklik 'n ander prentjie hier ingehaal. Ek wou vir julle gewys het hoe lyk 'n brein. Want dis wie ons is. Hier binne is so 'n klomp, dit lyk soos, as jy so na kyk, dit lyk soos vet, wat hier binne in sit. En inliggend binne in dit is dit wie ek en jy is. Waar ek en jy ons geloof vandaan kry. Maar die goed wat neergeskryf was, wat vir my en jou bekend geword het, sê, en God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see, en die voëls van die hemel, en die vee oor die hele aarde, en oor al die diere wat op die aarde kruip. Wat sê dit vir ons? Jesus Christus, wat vlees geword het, het gesê, en God het gesê, laat ons, nie ek nie, ons mense maak. En God het die mens geskape na sy beeld. As ons teruggaan en ons gaan kyk na die prentjie van 'n brein, daai illustrasie wat gegee word van al die lyntjies in verskillende kleure, dis elektriese pulse. Wie van julle is al deur elektrisiteit geskok gewees? Ek het jare terug, ek nog by die munisipaliteit gewerk het, was ek besig om te werk en toe ek my oë uitvee, toe staan ek bo op 'n leer. Ek het gewerk en toe ek wakker geword het, toe staan ek nog steeds bo op die leer. Elektriese skok ek het my bewussyn verloor as gevolg van die skok. Gelukkig, dis wys jou net hoe goed is God. Gelukkig, in my werksomstandighede het wakker geword, ek het letterlik so wakker geword, want die veiligheidsgordel wat ek aangehad het, al wat ek gedoen het, het my nader aan die paal getrek. Ek het my knie stukkend gestamp, ek het my wange stukkend gebyt. Maar die Here was goed geweest, hy het my beskerm. En hier sê hy, en God het die mense skape na sy beeld. Nou as ek na myself in die spieël kyk, is ek nou nie 'n vreeslike mooi beeld wat ek sien nie. Ek het vanoggend weer gekyk, hoe baard, en hierdie kaal kop. Ek weet, dit is ook nie 'n prentjie nie, né? Hoe sê die ou mense? Net te maak aan jou lief hê. God het hom geskape, man en vrou, het hy hulle geskaap. Jesus, wat godlikheid is, wat God is, wat die skepper van my en jou, wat jou en my gemaak het, volgens die oorgeerfde geskiedenis wat vir ons bekend is, wat neergepen is 2000, volgens die argeoloog 2000 jaar terug. Julle opgelet dat daar enigstens 'n verskil was tussen die tekste wat 5000 jaar oud is en die 2000 jaar ou tekste. Het julle verskille gesien? So met ander woorde, dit het 3000 jaar gevat om by die geskrifte te kom wat neergepen is, wat vir ons gegee is, wat vir ons sê, maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is hy Christus verbrysel, die straf wat vir ons die vrede aanbring,
was op hom en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons is in sy ewebeeld geskep. Wat doen ons met sy ewebeeld? Daai gedagtes wat hier in daai massa goed wat hier binne is, wat vir ons die geleentheid gegee het om die kennis te kry van hierdie, wat vir ons die beskikbaarheid gestel het, sodat ons kon leer waar ons vandaan kom. Want Christus het die mens geskaap, maar wat het hy gedoen? Om vir jou en vir my verlossing te bewerkstellig. Hy het self mens geword. Om jou en my oortredinge op hom te neem. Om vir jou en vir my te bewerkstellig, dat ons redding kan ontvang, dat ons weer die moontlikheid het om in sy teenwoordigheid te kan leef, as hy ons weer kom haal. Want dis die beloftes wat neergepen is 2000 jaar terug, wat vir my en vir jou nie noodwendig bekend is nie, maar ons het die voorreg om dit te weet, want dis aan ons oorvertel. Met stembande wat nie lyk asof dit enigstens 'n klank kan maak nie, in ore om te kan hoor wat nie vir ons sin maak nie. Met oë, as jy kyk na die ontwerp van die oog, hoe kan ons sien? Die interessantheid, ek weet ek het jare terug het ek 'n interessante stukkie gelees. Weet julle dat julle alles onderste bo sien? Weet julle dit? Ja. Die lens van die oog is so ontwerp dat dit wat jy op die senuweepunte van die binnekant van jou oog sien, die retina. Is ek reg maar? Retina is onderste bo. As jy onthou ons lens is 'n konvekse lens, né, maar concave, hy lê so. En as jy 'n beeld deur so 'n ding sien, is die aan die ander kant gereflekteer onderste bo. Hy doen dit outomaties. Die lens doen dit. Maar jy sien alles regop. Hoe ek dit geleer het, is dat 'n persoon het gegaan en hy het 'n eksperiment gedoen en hy het vir hom 'n bril laat maak wat die lens van 'n oog voorstel. In die oomblik toe hy hom opsit, toe is alles onderste bo. Toe hy gaan loop, hy het in die straat gaan loop en dis 'n hele nagmerrie gewees om die loopproses binne 'n uur toe's alles regop. Binne 'n uur het sy oog en die senuwees het die compensate, wat sê? Kompenseer. Die brein het gekompenseer en gesê, okay, maar dis nie normaal nie. Kom ons maak 'n plan. Het julle gesien waarna ek wys, daai ons? Sulke klein selletjies met tenteltjies, dit maak sulke, julle het gesien hoe lyk dit, né? Dit het besluit dat dit maak nie sin nie. Kom ons maak dit reg. Kom ons kyk wat sê 2 Korintiërs 5 vers 7. Daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, ek het alles, kyk, dit het alles nuut geword.
Die goetertjies hier binne, wat my en jou mens maak, was ook en is ook Christus. Filippense 2 vers 8 tot 9 sê vir ons en in die gedaante gevind as 'n mens, het hy homself, het Christus homself verneder deur gehoorsaam te word, wat sê dit vir ons? Tot die dood toe. Die dood van die kruis. Wat jou en my eindpunt was. Wie sinne? Jou en my. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee bo elke naam. God het Christus verhoog. Sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie wat van die wat in die hemel en wat op die aarde en die wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader. Ons het die voorreg om daai stembande wat ons het te gebruik om die klanke te maak wat ons broers en susters deur ons gehoorapparate kan ontvang. Wat deur dieselfde wat in ons breins is, dat daar te gaan regmaak sodat ons kan besef wie is Christus. Die anatomie van 'n mens maak nie vir my, het nie vir my sin gemaak nie. Want as ek kyk daarna, die wetenskap bring dit vir ons, maak dit vir ons bekend, maar daai anatomie, ek kan myself nie indink dat twee is 'n muscle, hulle praat van 'n muscle, spiertjies, twee spiertjies so kan trill. Wie van julle het al 'n rek gevat, dan maak jy ding 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 ding, het julle al so gemaak? Daai klank is presies wat hier gebeur. Hier binnekant. Daai ding 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 ding. Dis 'n ding wat so maak. En interessant genoeg is, verstaan julle dit? Ja? Het ons al gedink aan dat in die oor het jy mos 'n tibial en 'n ambial en allerlei sulke vreeslike woorde. Het julle dit al gesien? Het ons al 'n tibial gesien? Hoe lyk hy? Dis 'n stuk staal wat so gebuig is en dan sit jy jou voet daarin, hè? Dis 'n tibial. Wat's 'n ambial? Die ou mense het van hierdie ambiele gehad, hulle staan so op sulke groot ystergoeders wat jy gebruik om staal mee te maak werk, broer. Jy maak hom warm hier so binnekant en dan dis 'n ambiel. Dis om iets te vorm. En die goedertjies is daai goedertjies is hier binnekant en dan hoor julle dit wat ek sê. Maak dit sin? En dan die senuwees wat daar gekoppel is, kom hierso in die gedagte, hier in ons gedagtes, daai klein selletjies met die elektriese impulse, maar dit raak aan niks. Die een raak nie aan die ander een nie. Maar hulle praat met mekaar met chemikalieë wat deur die liggaam afgeskei word sodat ons kan verstaan. Elektriese impulse. Hoor julle wat ek sê?
Maar dit sê vir ons dat elke tong sou bely. Wie van julle het al probeer om julle tonge stil te hou as julle praat? Ek moet nou nogal sê, ek is seker 'n vreemde mens, want ek dink 'n tong is 'n vreeslike interessante ding. Ek het toe ek jonger was, het ek voor die spieël gestaan en vir my tong gestaan en kyk. En as jy hom uitsteek, dan word hy langer. En as jy hom intrek, word hy korter. En dit is vir my fascinerend. Ek kon nie verstaan, hoe kan jy deur hoor julle wat ek sê? Al wat ek gedoen het, ek het net my tong stil gehou. En die klank wat by my mond uitgekom het, het nie sin gemaak. Die mens wat deur Christus geskep is, wie ek en jy is deur hom so wonderlik gemaak, dat ons vandag die kapasiteit het, deur dit wat en dit wie en wat ek is, in die anatomie wat ons vandag verstaan, kan ons die woord en die woorde verkondig aan ons medemens en sê, Christus is ons verlosser en saligmaker, jou redding is deur hom bewerkstellig. Die klanke wat die anatomie van die mens voortgebring word, gee vir ons die wonderlike beskikbaarheid van tekste en geskrifte wat 5000 jaar terug die ontstaan gehad het, om 'n bekendheid te maak. Ek gaan vir die kinders wat hierso is 'n vraag vra. Dalk het julle dit al gehoor. Maak vir my, as jy, ons kan almal skryf, né? Nou gaan ek vir jou vra om sommer so in die lig. Maak vir my 'n U met 'n kolletjie.'n U met 'n kolletjie. Sommer so in die lig. En dan gaan julle almal sê julle is verkeerd. Luister na wat ek sê. Dis die geheim. Ons luister maar ons hoor nie noodwendig nie. Die tekste wat vir ons neergepen is, wat ons lees deur die oë wat ons gebruik, wat ons oorvertel en oordra aan ons mense wat om ons is. En dan gaan sê ek vir die kinders, maak vir my U met 'n kolletjie. Dis verkeerd. Ek sê in U met 'n kolletjie. Sien jy nou wat ek sê? Dis 'n tweeledige woord of 'n opdrag. Die een is 'n U en die ander gedeelte is 'n kolletjie. En dis waarvoor ons moet versigtig wees. Dat as ons aan die wêreld Christus verkondig, laat ons nie net 'n gedeelte aan hulle verkondig. Christus, die mens, het gekom om vir jou en vir my verlossing te bewerkstellig. Die Seun van God het aarde toe gekom om vir jou en vir my grootliks, hoor vir my, grootliks vir my, want ek het baie om voor dankbaar te wees vir die verlossing wat Christus vir ons bring.
Ek wil afsluit deur Filippense 2:11 net weer vir julle. Deur elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader. Daai anatomie van ons, wat vir ons nie noodwendig sin maak nie, is deur Christus daar gestel om sy verlossing en sy werklikheid vir my en vir jou daar te stel. Maar ons moet gaan en ons moet dit uitdra aan wie en waar ons kan. Want dis die finale opdrag wat ek en jy gekry het. Gaan en verkondig, maak disippels. Maak disippels. Ons is wonderlik, hoor vir my, ons is wonderlik geskape. Ons is wonderlik geskape. As jy kyk na die prentjies en goed, weet jy, dit het my so gefascineer, dat verbeel jouself, dat elektriese pulse, wat tussen selle, hoe kan ek dit stel, dis selle. Wat maak die sel? Nou, hy sit net daar en hy kyk, die een sel kyk vir die ander sel. Nee. Die wonderlik van dis wat Christus ons so wonderlik so geskaap het. So wonderlik is die mens gemaak. Maar die mens is gemaak meer deur die anatomie van die mens. Moet ons die woord uitdra sodat die volgende een dit kan hoor, laat dit deel kan word van hom en dat hy dit kan vat na die volgende een toe om te verkondig wie Christus is. Die verlossing wat vir my en vir jou bewerkstellig is deur die kruisdood. Die vergifnis wat vir jou en vir my bewerkstellig is, want ons is mens, is verlore sonder hom. Ons is, glo vir my mense, ek is verlore sonder Christus. Ek wil dit nie altyd erken nie. Want die twyfel is in die mens gelê deur die slang. Die ou Satan van ouds. Maar hoor vir my. Ons moet, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader. Amen. Dankie broer Sid. As dit nie Jesus is nie, wie is dit dan? Kom ons sluit af saam te sing, lied nommer 97. Amen.
Here, U het ons wonderlik gemaak. Here, U het na die mens toe gekom en mens gewees. Here, U het gekom om vir my redding te bewerkstellig. Hou my hand vas, rig en lei my, sodat ek op die eindtyd daar kan wees om te sê, dis ons verlosser en saligmaker, vir wie ons gewag het. In U naam alleen. Amen.